beweeg in die laaste dag. Amen. Leef in die laaste tyd en ons hoor van die verwikkelinge wat plaasvind. Iran, Israel en hierdie dinge. Die woord van die Here sê vir ons dat daar sal wees gerugte van oorloë en al hierdie dinge wat gaan plaasvind. En weet wat soek die kinders van die Here nog steeds? Is 'n rocking chair gospel. Hulle soek nog steeds die gemaklike godsdiens. Kinders van die Here soek nie na dit wat ernstig is meer nie. Ek wil nie God dien om voorspoed te hê nie. Dan praat ek van finansiële voorspoed. Dan is ons van die ellendigstes wat daar is. Ek moet God dien omdat ek hom lief het. En men nie dink ek het hom eers lief gehad. Nee. Jy het hom ook nie eers lief gehad. Maar God het jou en my eers lief gehad. Is dit met 'n tydelike liefde of met 'n ewige liefde? Ewige liefde. En dit is dat ek en jy moet begin besef, waar staan ons met die Here? Waar is ons vanmôre met die Here? Dis maklik om te sê gloria haleluja en nou dink ek is op pad hemel toe. Gloria haleluja vat jy my nie hemel toe nie. Is dat ek en jy ingeënt moet wees in die ware wynstok. En dat ons by die rots van die eeue sal inskuil. En hom kan dien in gees en in waarheid. Want die Here is vir jou en my 'n toevlug. En vanmôre is daar niemand anderste wat vir jou en my 'n toevlug is. As jy vanmôre dink ek is jou 'n toevlug, vergeet dit. Jou denke is verkeerd. As ek vanmôre dink my toevlug is na iemand anders toe of 'n ander prediker of 'n ander wat ook al, is ek verkeerd. Daar's vanmôre net een toevlug wat ek en jy kan na toe gaan. En sy naam is Jesus Christus. Die God van die heelal. Wat die hemel en die aarde geskaap het, die see en alles wat daarin is. En wat beweeg op die aarde behoort aan God. Vanmôre is baie mense se toevlug na een of ander politieke party toe. Hulle toevlug is na hulle geld. Na hulle roem, hulle aansien, hulle titels. Ek en jy kan 80 titels as ons name het. Nie een van hulle tel by God nie. Dit beteken niks vir die Here nie. Wat vanmôre belangrik is vir die Here is dat ek en jy by hom moet inskuil. En om te dien in gees en in waarheid. Ek wil net saam met my lees uit Psalm die 18de hoofstuk. Psalm 18. Psalm 18, vanaf die eerste versie af lees. Glory to God. Psalm 18 van vers 1. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid, die knegt van die Here, wat die woorde van hierdie lied tot die Here gespreek het, op die dag toe die Here
hom gered het uit die hand van al sy vyande en uit die hand van Saul. Nou, ek wil vanmôre vir jou vra, wie van julle het 'n stryd in hierdie oggend hier? Nee, nie almal het nie, daar's net 'n paar wat het. Amen. Wie het almal 'n stryd? Amen. As jy stryd het, sê amen. Amen. As 'n koortjie wat ons sing en sê, daar's 'n stryd wat ek moet stry, maar daar is oorwinning te verkry. Ek en jy het vanmôre 'n stryd in hierdie lewe. Wat ek en jy moet stry. En as ons nie oorwinning gaan kry oor hierdie stryd in hierdie wêreld nie, gaan ons God se koninkryk nie maak. Benoudheid kom in mense se lewens. Mense raak angsbevange. As ek nou praat van, ek dink is in 92, toe daar oorlog was, het mense se harte beswyk. En daardie tyd het die mense gedink dit is die slag van Armageddon wat gaan plaasvind. Maar die stryd wat ek en jy het in hierdie lewe, soms is jy jou eie stryd. Soms is jy jou eie struikelblok in die lewe. Koning Dawid het baie vyande gehad. En ek wil vanmôre sê, kinders van die Here kry vyande in hulle lewens. As daar nie vyande in jou lewe is nie, dan is daar iets fout. Koning Dawid sy vyande het gegroei by die getal. En het hom gesoek om dood te maak. En so is dit in die dae dat baie kinders van die Here, is daar mense wat smag en hoop en bid dat hierdie ou wat 'n stryd in my lewe is, verwyder sal word. Groei my. Ag, gestel weer daai ou wat kom. Ag, gestel weer hierdie ou. Die mense het koning Dawid gevrees. Hoekom? Omdat hy God gedien het. Hy was 'n man gewees so na die hart van God. Hy het fouteer, maar hy het reggemaak. Hy het herstel waar hy fouteer het. Maar nog steeds, wat veroorsaak vyandskap? Jaloesie. Ek het dit verlede week genoem. Vyandskap veroorsaak jaloesie, veroorsaak vyandskap. En regheid praat veroorsaak vyandskap. Mense mos nie vanaf dat jy regheid praat. Jy moet mos saggies praat met die mense. Amper praat ek eers aan. Jy moet saggies praat. Jy moet nie hulle aanstoot gee nie. Die mense, toe Jesus op die aarde gewandel het, het hulle aanstoot geneem oor wat hy gesê het. Hulle het aanstoot geneem. En as jy vanmôre aanstoot neem met God se woord, ondersoek jou lewe.
Die mense sneem baie keer ons, en dis wat die ouens vandag sê. Ag, jy moet nie so hard praat nie. Jy moet nou so mooi praat, saggies praat. Moenie dit, jy is besig om mense te behaag, en nie God te behaag nie. Ek wil eerder vanmôre reguit op die man afstuur, as om draaie te praat, en in sirkels te praat. Jy like dit of jy like dit nie. Die Here Jesus het reguit afgestuur op die man. Die Here het vir Jesegiel gesê, hy moet reguit praat. Gaan maak my volk hulle sondes bekend. Maar die mense hou nie daarvan nie. Dis 'n struikelblok vir hulle. Weet jy wat, as jy struikelblok wil uit jou pad uit wil hê, maak jou lewe volkome reg met die Here. Maak jou lewe volkome reg met die Here Jesus. Vers 2 sê, kom ons lees vers 2. En hy het gesê, ek het U hartlik lief, Here, my sterkte. Hoe lief het ons God werklik waar? Hoe lief het ek en jy God werklik waar? As ons vanmôre sê, ons het God lief, uit die diepte van ons harte uit, en sê, ons doen absoluut wat die Here sê ons moet doen, dan moet ons kyk of ons nie lieg nie. Amen. Dis waar. Dan moet ons kyk vanmôre of ons nie lieg nie. Want ek en jy moet nie vanmôre mense wil behaag nie. Ek en jy moet God behaag. Ons moet vanmôre God wil behaag. En doen die wil van die Here. Koning Dawid het baie vyande gehad. Daar's op 'n stadium wat hy Nabal wou gaan doodmaak het saam sy hele huisgesin. En was dit nie gewees vir Abigail nie, sou koning Dawid verkeerd opgetree het. Hy het goed gedoen teenoor sy vyand, sy goed en sy veewagters. Hy het hulle nog gehelp oppas, dat niks van hom kon weggeraak het nie. Nabal het oor niks met koning Dawid uit te waai nie. Hy het sy goedheid gevat en teruggegooi in sy gesig. Is dit nie wat mense doen op vandag? Hulle vat die goedheid wat jy gee, en hulle gooi dit terug in jou gesig. En sê, man, ek het jou nie nodig in my lewe. Groei dit. Amen. Maar Nabal, sy eie vrou, het teen hom opgestaan. Omrede, hy teen die salde van God opgestaan het. Maar God is getrou, regverdig. Vers 3 sê, die Here is my rots en my bergvesting, en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Wie is vanmôre jou en my rotsvesting?
By wie skuil ons vanmôre werklik waar? Baie mense, die man skuil agter die vrou, Ja. Amen. en die vrou skuil agter die man. Amen. Dit help nie jy skuil, of jy skuil onder die vaandel van 'n genootskap. Dit gaan jou nie red. Dis nie jou beskerming nie. Baie mense maak staat op die genootskap wat hulle aan behoort. Daar is vanmôre geen genootskap wat jou en my kan red nie. Daar's nie 'n genootskap wat ons gaan beskerm nie. Daar is een by wie ons kan inskuil, en sy naam is Jesus. Amen. As jy stryd het in jou lewe, dit help nie jy sê ek behoort aan hierdie of daardie genootskap nie. Dis nie wat belangrik is nie. Die vraag is, skuil ek in by Jesus? Saul het gesoek om koning Dawid dood te maak. Want koning Dawid was vir hom 'n regiment gewees. Amen. 'n Baie groot regiment. Amen. Maar Saul het dit self veroorsaak. Ja. Ja. Deurdat hy, toe hy almal moes uitgeroei, die land met die bandvloed moes getref het. Toe gaan vat hy van die kleinvee en die beeste. Ja. En wat het hy, en hy het gedink vir die beste sal hy vat en vir God offer. Ja. En wat het die profeet Samuel gesê vir hom? Hy sê vir hom, God het nie behaag in die offerandes nie, Ja. maar behaag in gehoorsaamheid. Amen. Asof ek en jy vanmôre gehoorsaam is aan God se woord. Dit is vanmôre wat belangrik is, dat wanneer hierdie woord kom na jou en my toe, gaan ons gehoorsaam wees aan hierdie woord, Ja. of gaan ons dit uit ons lewens uitstoot? Dit is vanmôre belangrik dat ons besef, as ek hierdie woord vat en lees, dan moet ek kan ondersoek in my lewe, Here, waar wandel ek verkeerd? Waar handel ek verkeerd? Ja. En dit is baie keer wat kinders van die Here verkeerd handel, Amen. Amen. verkeerd optree. Ja. Baie keer dan vat jy die mense kort en sê hulle maar, jy tree verkeerd op. Ja. 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 Dis die waarheid. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, laat jou kind maak wat hy wil, Ja. Ja. en jy gaan die vrugte pluk. Dis die waarheid. Kinders van die Here sal hulle eerder ophou met 'n klomp snerk, met 'n klomp labbigheid. Ja. Amen. Dis waar. En weet jy wat? Nogal met vuil praatjies ook. Ja, dis waar. Ja. En dink man, Jesus, weet jy wat? Ek is cool. Ek het nou nie. Ja. Terwyl jy's nie cool nie, jy's 'n fool. Ja, dis die Dis wat dit waarheid. is. Ja. Terwyl ons moet optree soos kinders van die Here, Amen. gemanierd. Ja. Yes. Dit is nodig dat ons besef dat my spraak en jou spraak verraai ons. Dis die waarheid. Die boek van Spreuke sê 'n dwaas al bly stil sal aangesien word as 'n wyse. Ja. 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 Selfs 'n dwaas as hy stil bly, Mm. sal hy aangesien word as 'n wyse.
Maar as 'n dwaas praat, dan kom jy agter hy's 'n dwaas. Dis waar. Glory to God. Ons lees vers 4. Ek roep die Here aan wat lofwaardig is en van my vyande word ek verlos. Vers 5 sê bande van die dood het my omring en strome van onheil het my oorval. Toe die bande van die dood vir koning Dawid omvou, toe hy omsingel is, was hy het hy geen ander toevlug gehad as om by God in te skuil. Toe hy in die woestyn was, toe sit Saul wat hom agtervolg om hom dood te maak. Maar koning Dawid skuil in my God. Hy sê, U is my rotsvesting, my bergvesting by wie ek kan inskuil. My God op wie ek kan vertrou. En weet wat so wonderlik is dat toe Saul en sy manskappe gaan lê en slaap het. Toe vat koning Dawid een van sy manskappe saam met hom. Net die twee van hulle. En hulle gaan binne in die laar waar Saul slaap. En sy spies is in die grond gesteek aan sy hoof en sy kruik. En sy diensknegt vra vir hom, my Heer, God gee die vyand in die hand. Ek sal hom deurboor met sy spies met een steek sonder om 'n tweede keer te doen. Hy sê moenie jou hand aan die gesalfde van God slaan nie. En weet dit is wat baie mense staan op teen die gesalfde van God. Moenie teen die gesalfde van God opstaan nie. Dan het jy 'n probleem. Koning Dawid is 'n gesalfde van God. Maar alhoewel Saul verkeerd gedoen het, hy's daar, hy kan hom deurboor. Maar hy sê moenie jou hand aan die gesalfde van God slaan nie. En koning Dawid vat sy spies en sy kruik en hulle gaan uit. Maar weet wat so wonderlik is? Daar is nie ietsie besonders nie wat om koning Dawid was, dat hy gepantser is en hulle hom kan steek en niks gebeur nie. God gee 'n diepe slaap oor Saul en sy hele volk. Amen. Sy manskappe. En koning Dawid gaan staan op die verste punt, op die top van die berg, en hy roep uit, Abner, waarom het julle nie gewaak oor julle Heer nie? Julle verdien die dood. Julle was nie in staat om te waak oor hom nie. Sê kyk, ek het die spies en die kruik, waterkruik van koning Saul hier by my. Wat sê Saul? My seun Dawid, is dit jy? Hy sê, dis ek. My Heer, die koning. God gee vir Saul in die hand van Dawid. Maar hy slaan nie sy hand nie. En hy vat die kruik, en hy vat die spies, en hy vat hom weg van hom af. Toe Saul, ek kan my net probeer voorstel, wat Saul sê die aksie kon gewees het. Waar is my spies? Waar is my waterkruik? Hy kon dit nie kry nie. Dis nie daar nie.
Maar hier's 'n man wat van die berg die verste eind roep. My koning, ek het u spies. En ek het u waterkruik. Hier by my. Hier's dit. God is vir hom 'n bergvesting. Die Here is vir hom 'n skild. Hy is vir hom 'n horing. Wat beteken horing? Krag. God is my krag. Hy is my skild. Hy is my bergvesting. Hy is my rots, my wie ek kan inskuil. In die tye van benoudheid is hy my toevlug. Is hy my God op wie ek kan vertrou. Amen. Waar lê jou krag vanmôre, kind van God? Waar lê jou beskerming vanmôre? Weet jy wat, waar lê ons beskerming? Wanneer ons begin hande te vat. Amen. Wanneer ons werklik waar begin hande te vat. En werklik waar ons is verootmoedig voor die God van die heelal. Wanneer ons werklik waar begin om die Here aan te roep in ons lewens. Wanneer ons werklik waar begin om ons twee knieë te wil buig voor God en sê, Here, U is my toevlug. U is my krag en my psalm. U is my lied, U is my vreugde. U is my God op wie ek vertrou. Maar jy weet in die tye wat ons lewe, raak die mense al hoe meer voller van myself. Ek moet leeg raak van myself. I am me and myself must get away. Wat daar in my moet gevind word, is Jesus. En Jesus alleen. Amen. En ek en jy gaan dit alleen vind in ons lewens. Want ons werklik waar begin ons knie buig. En begin gehoorsaam raak. Werklik waar mekaar se hande vat. En begin te bid. Met diepe erns in ons harte. Joel 2 sê, hy sê moenie julle klere skeer nie, maar skeer julle harte. Is tyd dat die kinders van die Here hulle harte begin te skeer voor God en by die Here inskuil. En sê Here, U is my toevlug. U is my bergvesting, my God op wie ek kan vertrou. Koning Dawid het vertrou op die Here. Jy weet, dit is maklik vir mense om te sê, hy wat in my is groter as hy wat binne in die wêreld is. Baie mense gebruik as teksvers. En wat gebeur? Hulle skuil nie eers in by God nie, man. Hulle het net gehoor van die teksvers, maar hulle dien nie God nie. Ek moet dit kan sê, wanneer ek weet, Here, U is waaragtig my toevlug, my bergvesting, my God op wie ek kan vertrou. En U is in my lewe. By U skuil ek, Here. U is my God, wie my kan deurdra in alles. Maar die stryd wat koning Dawid gehad het, was sy toevlug alleenlik na die Here toe gewees. En niemand anders te nie. Hy kon net ingeskuil het by die Here. En ek en jy vanmôre
kan net inskuil by die Here. Amen. Want God is vir jou en my 'n toevlug. Amen. Wat het Petrus gesê? Weet toe almal aanstoot geneem het aan die evangelie, toe verlaat baie disippels van die Here Jesus hom. Ja. Ek wil een ding sê vanmôre, daar's baie mense wat in die kerke sit, wat hulle sit nog steeds in die kerk en het God verlaat. Nee, maar ek het nie die Here verlaat nie, ek is in die kerk. Jy weet, God is nie eens in die kerk nie. Raak jy nou so stil? En dink ons, ag, weet jy wat, die Here is hierso. Sensasie kan ook opgewek word. En dan dink jy, joh, dis wonderlik. Weet jy wat is, begin dit te wonderlik te raak? Dis wanneer jy verootmoedig voor God en vergeet wat sê die ander mense en jy jou hart skeer voor God en jou neerbuig en die Here aanroep en sê, Here, hier is ek. En jy begin te wandel in God se weë. Amen. In die vrese van die Here. Amen. En sê, Here, laat U wil geskied in my lewe. Nie laat my wil geskied in my lewe nie, maar laat God se wil geskied in my lewe. Here, die stryd wat ek stry, dat ek oorwinning sal kry. Wanneer my vyand daar is, wat my lewe soek, laat ek nie my vyand se wil doodmaak nie. Weet jy, baie keer is dit die kinders van die Here wat saam jou in die Here dien. Nie laat ek daai kind van God moet doodmaak, om sê, Here, wat sê die woord van die Here vir ons in Romeine 12? Hy sê, moenie die kwaad met kwaad vergelde nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Wat het koning Dawid gedoen? Hy het die kwaad oorwin deur die goeie. En dit is wat ek en jy moet doen. Dat ons vyand, die vyand wat langs jou in die bank sit, sal oorwin deur die goeie. Amen. Here, hierdie is vir my struikelblok. Ag Here, daai ou is my struikelblok dat preek. Glory to God. As ek jou struikelblok is, bid te sê, Here, gee my genade. Moet daardie ou wat vir my struikelblok is. Ek wil nie vanmôre vir jou struikelblok wees nie. Ek wil jou die evangelie gee. Amen. Want wanneer jy reguit praat, dis nie die persoon wat vir jou struikelblok is, dis die woord. Maar moenie daai woord uit jou lewe uit verskuif nie. Sê, Here, ek wil dit aanneem. Amen. Want deur dit aan te neem, gaan ek my stryd oorwin, Amen. wat ek self veroorsaak het in my binneste. Here, dat ek aan 'n verloste lewe lei. In oorwinning, met blydskap, met vreugde. En as ek in 'n klug lewe, sê ek, Here, verlos my. Ek wil verlossing hê van hierdie klug. Ek wil dit verwyder uit my lewe uit. Ons het gisteroggend gepraat daaroor, onder soets soortgelyk. Nou ek bring nie boodskap oor wat ons gisteroggend gepraat het. Dit is glad geen sin. Is dat die mens veroorsaak sy eie probleme. En dat ek en jy moet heers oor die probleem. En nie dat die probleem ons oorheers. Dat ons kan sê, Here,
wees my genadig en barmhartig. Dat ek kan wandel met 'n opregte hart voor die aangesig van God. Here, neem my en lei my. Wat ons praat van is, baie keer sê die mense, en ek het dit al voorheen gepredik ook, wat die woord van die Here sê, is dat koning Asa, hy het nie gevra, Here, verwyder die afgode onder ons nie. Maar jy moet dit self doen in jou lewe. Want as jy ietsie inbring in jou lewe, is nie God wat toelaat nie, jy het dit toegelaat. Jy het toegelaat dat jy oorweldig word deur die vyand. En nou sit jy met 'n stryd. En hierdie stryd te kan oorkom, moet jy die probleem verwyder uit jou lewe uit en sê, Here, vergewe my. En maak reg en bly reg. Die kinders van die Here bely nie reg nie. Glo jy dit? Ja. As jy bely, dan moet jy reg bely. En dit laat staan. Dit verwyder uit jou lewe uit. En sê, Here, vergewe my. Ek het hierdie probleem gehad, maar ek verwyder. Here, ek vat dit. En ek verwyder dit. Weet wat se probleem gewees by die Efesiërs, die afgoderry wat gehad het. Hulle het dit, hulle boeke gebring en laat hulle verbrand moet word. Omtrent 50.000 silwer in waarde. Daai tyd. Ek wonder wat is die waarde nou? 'n biljoen. Miskien $1 biljoen, ek weet nie. Maar die waarde daarvan het hulle nie bekommerd gewees nie. Hulle het gekom om daardie goed te verbrand. Hulle verwyder dit. Hulle het gesê, Here, verwyder dit ons lewens. Hulle het dit gebring, want hulle wou, kind van God, wil jy die probleem uit jou lewe uit verwyder. Verwyder die probleem uit jou lewe uit. Dit wat jy ingebring het, verwyder dit. En jy skuil in by die Here, sê, Here, ek het nodig krag en genade om by deur U beskerm te word. Want my vyande is groot. Hoe meer vyande is, hoe meer teenkante het jy. Sê, Here, U is my toevlug. Amen. Koning Dawid, toe hy die stad verlaat het, toe hy trek, toe vat hy feitelik die hele volk saam. Hy het net 10 van sy byvroue wat hy gehaat het. Maar nou nie bly word en sê, hy het 10 byvroue, want dan kry ek ook 'n paar byvroue. En hy los dit, dat hulle die plek kan oppas. Want toe Absalom teen hom opgetrek het, sy eie seun, toe wou hy eerder vlug van sy seun af, as om sy eie seun te wil vernietig. En sy seun wat teen hom opgestaan het gesterwe. Daar koning Dawid het baie vyande gehad. Omrede, grootste rede is, wat ek glo, is omdat hy God gedien het. Ja. En hy 'n man gewees is so in die hart van God. Maar sy toevlug was gewees na die Here toe. Ja. Jou stryd wat jy vanmôre mag stry,
Wil ek vanmôre sê, jou toevlug is Jesus. Jou oplossing is die Here Jesus. Amen. Jou beskerming is Jesus. Jou verlossing lê in Christus. Amen. Want hy het vir jou en my sondes gesterf. Vir elke ongeregtigheid. Die Here gaan dit nie na jou toe bring nie. Jy moet na hom toe vat en sê, Here, hierdie ding verwyder ek uit my lewe uit. Partykeer is dit geestelike struikelblok in jou lewe. Soms is dit ander gemors wat jy ingebring het, fisies in jou huis in. Verwyder het. God het nie ingebring, jy het dit ingebring. Die Here het nie die son in jou lewe gebring nie, jy het dit ingebring. Die Here is die oorsaak van die son in jou lewe nie. Jy self is die oorsaak van die son in jou lewe. Dis wat dit is. Koning Dawid het God gebid. En die Here het hom beskerm. Omdat hy opreg was met sy hart met God gewees. As ek en jy opreg is met die Here, en ons begin ons ore oop te maak, om te hoor wat die Gees ons wil sê, gaan jy besef waar jy staan vanmôre met die Here. As ons eerlik wil wees met onsself. Weet jy, mense kan hulle self belieg. Bedrieg. Ek en jy as kind van God kan self bedrieg. Sê man, ek is alright. Terwyl ek nie alright is. Is baie keer dat ons absoluut moet, so die Engels om sê, stock take. You gotta take stock. Jy moet voorraad opnames neem van jou lewe. Waar staan jy met Jesus? Dis nie wat jy was nie, is wat jy nou is. Dis wat belangrik is. Nie wat jy oor 'n maand gaan wees nie. Jy gaan nie eens miskien uitkom nie. Dis wat jy nou is. Wat is daar in jou lewe? Wat veroorsaak dat jy nie kan oorwinning kry dalk? As 'n stryd wat jy stry, as oorwinning te verkry. Ons het stryd in hierdie wêreld, ja, met die owerhede, met die magte van die duisternis wat in hierdie wêreld is. Dit is die stryd wat ons het. Wat ons daagliks in stryd is met die magte van die duisternis. Maar ek en jy moet inskuil by die Here. En God is ons beskerming. Hy is ons rots by wie ons kan inskuil. Ons bergvesting. Maar daar is soms dinge wat ons moet aflê, bely en laat staan. Dat God kan heers in jou en my lewe. En bereid is om op te kan staan en te sê, Here, ek wil met my meer pelgrimsreis regtig waar hande vat. Hande vat. En God aanroep uit die diepte van my hart uit. En hom dien, en saam met hulle dien, in gees en in waarheid. Amen. As ons dit nie doen nie, gaan ons nie vorentoe beweeg. Die enkeles gaan beweeg, maar die ander gaan nie. Wat sê mense? Weet jy wat, ek kan nie saam met hierdie ouens Here dien. Of ek kan nie daar nie. Dis nie dat ek nie kan nie, is dat ek nie wil. Wil nie. Ek wil nie saam die goddelose dien nie. Dis wat ek wil nie. Ek wil eerder vir hom die evangelie gee, dat hy miskien tot inkeer kan kom. Maar dat ek graag saam die kinders van die Here die naam van die Here wil groot maak. Maar
Mag hierdie woord daar gegraveer wees. Maar God se doel bereik. Elkeen se lewe. Amen. Jesus kom. Is jy gereed as hy gaan kom op die wolk? Of gaan ons agterbly? Die Here sien.